Vandag praat ons oor een van die grootste finansiële besluite wat jy ooit in jou lewe sal neem, 'n huislening. Hierdie is ook dan die grootste bedrag wat jy seker sal leen in jou lewenstyd. Wat as ek vir jou sê, met 'n paar slim besluite kan jy honderde duisende rande spaar? Kom ons kyk hoe. Ons gesels koninkryk beginsels, ons sê 100voudig, want ons as gelowiges moet dit wat ons in die grond steek 'n 100voudige opbrengs daaroor kry. Dit is God se woord, dit is God se hart, dat ons as kinders van die Here waarlike impak kan hê oral waar ons beweeg in die samelewing. In die vorige episode het ons gekyk na die skuld sneeubal metode om jou skuld aggressief aan te val en hulle te benoem. Jy gee vir hulle name en jy begin val hulle aan met verskillende paaiemente. En dan soos die een klaarmaak, so rol jy dit oor, so kan gaan kyk gerus na dit as jy meer wil leer hoe om jou skuld aggressief afbetaal. Vandag staan ons 'n bietjie stil met huislenings. Een van die grootste verantwoordelikhede en besluite wat jy sal neem finansiëel. Wat sê die woord? Ons lees in Spreuke 21:5. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Vlytig beteken dan ywerig of fliks. Ek het dit vir ons in 'n ander vertaling gesê, kom ons lees wat sê die boodskap. Spreuke 21:5 uit die boodskap uit. Goeie beplanning bring sukses. Oorhaastige optrede kan jou duur te staan kom. Die gedagte hierso is as jy fliks en vlytig is en wakker is en jy vra die vraag en jy kyk na alles wat aangebied word, moet jy oordente en 'n deursigtige besluit maak. Maar as jy oorhaastig in 'n besluit ingaan, gaan dit jou duur te staan kom. Dit gaan vir jou 'n prys betaal wat meer is as wat jy moes of kon betaal het. Die gedagte vandag is dat ons na 'n paar geleenthede kyk in jou huislening, vandat jy begin 'n ondersoek instel daarvan, hoe om soveel as moontlik te wen of te spaar of goeie besluite te maak ten bate van jouself en nie die banke nie. So in vandag se gedeelte het ek vir ons 5 scenario's opgestel van 'n huislening en ons gaan deur hierdie 5 elemente gaan waarop jy 'n groot geleentheid het om baie geld te spaar langtermyn op jou huislening. Ons gaan kyk na rentekoerse, ons gaan kyk na deposito, ons gaan kyk om te onderhandel van die koopprys, ons gaan kyk na die aantal jare wat die lening moet geneem word en ons gaan die effek kyk van ekstra betalings. Om net hierdie oefening weg te spring het ek gesê, okay, ons het 'n huis gekry vir 1.5 miljoen rand wat hier waar ek bly redelik in mark is, seker vir so 3 slaapkamerhuis, gaan 'n bietjie ouerig wees en jy sal nog hier en daar iets moet verf, maar dis markverband, 1.5 miljoen. Ek het vir ons 'n rentekoers ingesit van 11.75. Hoekom die 11.75? Ek het sommer net gaan Google en hulle het daar gesê prime and base home loan rate 11.75. Ek het gesê die lening is oor 20 jaar, ons het geen deposito op hom nie, ons paaiement werk uit so op R16.256 en dan die totaal wat ons moet terugbetaal oor hierdie termyn is R3.9 miljoen vir 'n R1.5 miljoen se huis. So in ons eerste oefening gaan ons kyk wat is die effek van 'n rentekoers op 'n huislening. Die banke sal gewoonlik bietjie kompeteer om 'n beter rentekoers vir jou te kry en hier is dan 'n geleentheid ook om so hard as moontlik te probeer vir die beste rentekoers. Ons sal sien as ons op 'n 11.25 rentekoers inkom met dieselfde aantal jare, dieselfde huislening, dan gaan ons paaiement af na 15.700 toe. Ons totale kapitaal wat ons moet terugbetaal 3.7 miljoen en ons bespaar reeds met daai punt 5% op die rentekoers spaar ons R124.000 oor die termyn van die lening. Net soos as ons dalk nog kan druk na 10.75 toe, raak ons besparing R246.000. Dit is amper klaar R250.000 wat jy oor 20 jaar kan spaar, net met 1% minder op jou huislening. Kom ons kyk aan die effek van 'n deposito, R1.5 miljoen. Ek het nog steeds die 3 rentekoerse neergesit, die 11.75, 11.25 en die 10.75, almal op 'n termyn van 20 jaar.
en dan die 150.000 deposito, 10% op ons huislening, en dan sien ons die paaiement gaan dan na 14.600, 14.100 en dan 13.700 afsonderlik. En hier begin ons ook ons kapitaal val van 3.5, 3.3 en 3.2 en ons besparing 390.000, 'n half miljoen. En dan op die laaste ene op 'n 10.75 rentekoers is dit oor die 600.000 rand wat ons oor 20 jaar kan spaar, net omdat ons 10% neergesit het op ons oorspronklike lening. Volgende gaan ons kyk wat gebeur as ons dalk 'n bietjie onderhandel, as ons met die verkoper kan sit en net kan sê, weet wat, kan ons dalk 'n bietjie in die prys beding en julle onderhandel, en ek sê nou miskien, okay, kom ons sê jy kry 100.000 rand af. So dan ons oorspronklike lening begin by 1.4 miljoen. Ek het weer eens die 3 rentekoerse neergesit sodat ons die effek van elkeen kan sien op 'n 20 jaar. Ons deposito bly daar van 150.000 en nou skuif ons paaiemente. As jy kyk na die 11.75 na 13.400 se maandelikse paaiement, ons kapitaal is dan so 3.2 miljoen en ons spaar reeds op ons oorspronklike som 650.000 rand, en die effek raak net al hoe meer soos ons rentekoers afgaan. 11.25% rentekoers spaar ons 753.000 rand en op 10.75 spaar ons reeds 855.000 rand oor die termyn van 20 jaar. En hier begin ons sien ons groot resultate, hoe net klein besluite op 'n huislening, klein besluite by die begin van 'n huislening 'n groot effek kan hê, 'n rollende effek op jou finansies. Wie gaan nou stry vir 'n ekstra 850.000 rand op sy finansiële posisie? Sit hom aan my BC, ek sal hom vat. Die volgende effek waarna ons gaan kyk is die termyn wat ons die huislening dan gaan uitneem. Ons vat nou nie 20 jaar nie, ons maak dit nou 15 jaar. Hierdie het ek onlangs ontdek, en julle moet onthou, ek is nie 'n finansiële adviseur nie, ek verkoop ook nie huise nie. So hierdie is maar net hoe ek persoonlik al geleer het en gesien het. En ek is spyt dat ek nou eers die effek sien tussen 'n 20 en 'n 15 jaar, want jou paaiement is nie so groot verskil nie, maar jy wen 5 jaar op 'n lening. Kom ons kyk, hoe lyk die skedule? Op die 15 jaar is ons nou weer terug op die oorspronklike som van 1.5 miljoen rand. Ons het ons 3 rentekoerse daar. Ons aantal jare is nou net 15 jaar. Ek het die deposito eers uitgelos en dan ons paaiemente spring dan nou na 17.700 waar op die oorspronklike lening daarbo 16.200 was. En dit maak ons kapitaal 3.2 miljoen amper, waar ons op 'n 20 jaar 3.9 miljoen moes spandeer het. En sommer op die heel eerste 11.75% rentekoers voorbeeld spaar ons reeds 704.000 rand. Groot verskil wat ons spaar as ons 5 jaar afhaal en al betaal ons 'n groter paaiement, wen ons nog steeds op die langtermyn. Op 'n 11.25 rentekoers is ons paaiement dan so 17.200 en ons spaar amper 800.000 rand. Op 'n 10.75 rentekoers is ons paaiement dan net so onder 17.000 rand, wat ons oor 'n 3 miljoen rand moet betaal, en ons besparing reeds op ons oorspronklike lening wat ons miskien sou gemaak het, die effek daarso is 874.000 rand se besparing. So die volgende voorbeeld wat ons gaan vat is as ons 15 jaar bly, ons hou ons termyn 15 jaar, maar ons sit nou die deposito ook by. So oorspronklik begin ons met die 1.5 miljoen, die rentekoers is daar, ons vat ons 15 jaar en ons sit ons 150.000 rand dan af, die 10% op die oorspronklike lening. So ons paaiemente is dan 15.900 of 15.500, 15.100 op die verskillende rentekoerse, maar die kapitaalgedeelte wat ons dan terugbetaal, ons uiteinde wat ons totale som wat ons moet teruggee is 2.8 miljoen op 'n 11.75 rentekoers, en daar spaar ons reeds oor 1 miljoen rand. En op 'n 11.25 en 1.1 en op die 10.75 rentekoers met 'n 15 jaar met 'n deposito is ons paaiement so 15.100. Alles wat ons moet totaal terugbetaal het 2.7 en ons besparing teenoor ons oorspronklike wegspringposisie is 'n 1.17 miljoen rand se besparing wat nou massive begin raak. En dan ons laaste voorbeeld, dan kyk ons net wat is die effek as ons
nog ekstra betalings kan doen op ons huislening. So ons het 'n 15 jaar, ons het 'n deposito en ons het ekstra en ek het hierdie net op die 10.7% rentekoers gedoen. So sy oorspronklike paaiement was 15.100, nou op die eerste voorbeeld is dit 'n R500 meer, so dit's 15.600 wat ons betaal. Ons totale lening kom af na 2.6 en ons besparing is amper 1.3 miljoen rand. As ons daai R500 in R1000 maak en ons betaal nou 16.133, raak ons totale lening 2.5 miljoen en dit wat ons bespaar 1.4 miljoen rand en so op by die heel laaste ene het ons nou al 1.500 wat ons ekstra betaal. Dit maak ons totale lening van oorspronklik 1.5 miljoen na 2.4 miljoen wat ons moet terugbetaal en ons spaar 1.4 miljoen rand. Soos julle kan sien op hierdie voorbeeld, elke element wat ons ingebring het, maak 'n groot verskil op die besparing. Eers klein en so al hoe meer rollend, dat ons later 1.4 miljoen rand amper kan spaar as ons huislenings oorspronklik 'n paar vrae vra, seker maak ons is nie haastig nie, want as ons haastig is, langtermyn gaan dit ons baie kos. Nee, ons is oordink, ons is vlytig, ons is fliks, ons vra die vrae, ons doen ons huiswerk en ek hoop ook dat dit wat ek vir julle gewys het vandag op die skedule, dat dit 'n bietjie vrae vra oor julle huislening en moontlike opsies om besparings te doen op 'n langtermyn. So die uitdaging vir die week. So ek weet, reeds van julle het dalk 'n huislening soos ek ook. En jy is klaar vasgeteken en jy het klaar die besluite gemaak. Jy is nou nie meer in 'n posisie om al hierdie goed te gaan kyk nie, maar in hierdie week gaan speel 'n bietjie rond met hierdie verskillende tools en calculators en maak jou bewus van moontlike geleenthede wat daar is. En dalk kan ons net in ons huislening toepas om 'n ekstra betaling te doen en so ook al reeds langtermyn voordeel te kan trek. Maar as jy in 'n posisie is waar jy dalk een van die dae weer in 'n transaksie gaan met 'n huislening of 'n bank, hier is lekker tools om jou te help om langtermyn vlytig te wees en te spaar. Dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Ek gaan hom net vir ons afsluit. Dankie Here Jesus vir die goedheid en die guns, Here. Dankie dat ons oor koninkryk kan praat, finansies kan praat en in die woord kan wees, Vader. Dankie dat u wysheid en u goedheid en insig vir ons lei om goeie finansiële rentmeesters te wees in ons huishoudings en in ons finansies. Ons eer en ons is lief in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Tonne seën vir jou. Voorspoedige week. Laat dit goed gaan met jou en jou huisgesin. Zeg maar die voeltjie gooi. Maar as jy oorhaastig in iets ingaan, dan gaan jy verloor. Maar as jy oorhaastig in 'n ding aangaan, wat gaan jy doen? Hier staan. Ek het dan ook 'n bond repayment calculator gebruik vir my huislening. Wat is dit? Wat 'n calculator? Sakrekenaar.